Ons maak oor Gesang 118. Gesang 118 is in ons daar vers 1 en 2. Gesang 118 vers 1 en 2. Dus kom ons sluit ons voorsang af, dan blaai ons na Psalm 25. Psalm 25, verskoning, ek is nie reg met Psalm 25. Psalm 18, vers 1 en vers 14, daar sê. Psalm 18, ons gaan daar sing vers 1 en vers 14, en dan na die foto met die seun groet, ek het my liedere verkeerd hier aangeteken. 1, 2 en 3. O, dit is reg goed. Psalm 18 vers 1 en vers 14 en dan na die foto met die seun groet, hou ons net oop by Gesang 25 vers 1, 2 en 3.
Psalm 84 vers 12, want die Here God is 'n son en 'n skild. Die Here sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons luister na die samevatting van die wet, soos wat die Here Jesus het vir ons saamvat in Matteus 22 vanaf vers 34. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete." Geliefdes, hierin weet ons ook is ons skuldig voor die Here. Ons blaai na Psalm 25 en ons sing daar vers 3 en vers 5 as ons skuldbelydenis voor die Here. Psalm 25 vers 3 en vers 5.
So kom die genadeverkondiging dan vir ons, deur Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. Geliefdes, daarom aan almal wat met 'n ware berou en met 'n opregte geloof hulle toevlug neem tot ons enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van God, die vergifnis van sonde. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade in Jesus Christus verwerp, verkondig die woord van God dat die toorn en die straf van die Here op hom bly, solank as wat in die ongeloof in Christus se soenverdienste bly lewe. Geliefdes, ons gaan ons geloofsbelijdenis dan reserveer vir die nagmaaltafel. As voorbereiding sing ons dan gesang 89. Gesang 89, ons sing daar vers 1 en 2. Die woordverkondiging vanmôre is uit Romeine 13. Romeine 13, ons gaan saam lees van vers 8 tot vers 14. Romeine 13 van vers 8 tot 14. Terwyl ons met die woord van die Here oop is, kom ons verenig in gebed saam. Ons almagtige, drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, U is groot, U is die bron van alle goeie dinge, U is die goedheid self, die regverdigheid straal uit U af neer op hierdie aarde, en wie kan die daglig van U regverdigheid ontken? In ons duisternis, Here, kom skyn U in. En wanneer ons so oorweldig word met die dag, hoe kan die duisternis nog staande bly? En so versamel U, Here, U kerk op hierdie aarde, wanneer U ook die harte ophef, na U geregtigheid, na U liefde, na U grootheid, die sigbaar wording van U koninkryk hier op aarde, waarvan ons ook deel mag wees. Wat 'n heerlike voorreg, om ook dan vanmôre so by mekaar te mag wees rondom U woord, waaruit ook hierdie lig tot ons wil skyn vanmôre. En daarom kom bid en vra ons vir U, Here, laat die lig inskyn in ons duisternis. En wanneer ons ook voor hierdie nagmaaltafel kom staan, Here, laat ons ons duisternis bely, eerlik. En gee vir ons die genade, Here, om ook deur die tekens van brood en wyn opnuut vernuwe te mag word in ons geloof, van dankbaarheid
'n geloof wat U vir ons skenk deur U regverdigheid, nie ons nie. U wat vir ons die saligheid bewerk, nie ons werke nie. U genade, nie ons verdienste nie. Laat ons ook so kom kyk na hierdie tafel vanmôre en so deelneem met hierdie vooruitsig dat U het alles vir ons gedoen. Want U lig van geregtigheid kan nie gekeer word nie. Mag ons ook daardeur verhelder word. Skyn daarom ook so, Here, deur U woord, deur U Gees, as lamp vir ons harte, die waarheid in ons in, en verander U ons harte soos U ons wil hê, tot eer en verheerliking van U naam. Spreek, Here, want die diensknegt en die diensmaagd, die wil luister. Ons bid dit alles alleen in die naam van U Seun en ons Here en ons God, Jesus Christus. Amen. Romeine 13 van vers 8 tot 14. Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. Want hy wat 'n ander liefhet, het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. En dit te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word, want die saligheid is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het. Die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag, nie in brassery, dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid nie, nie in twis en nyding nie, maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Ons teksgedeelte is dan vers 8. Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê, want hy wat 'n ander liefhet, het die wet vervul. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons gedeelte vloei voort vanuit vers 7, net voor vers 8, en daar staan, betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is, belasting aan die wat belasting, tol aan die wat tol, vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom. Die aardse dinge is in vers 7. En so reken die gedeelte af met die aardse skuld. Betaal wat jy aan mense verskuldig is op hierdie aarde. Maar daar is 'n hemelse skuld. Die hemelse skuld het 'n ander eenheid as rand of dollars of goud. Dis 'n ander kommoditeit, 'n ander soort valuta en dit word genoem liefde. En daarmee begin vers 8. As al die aardse dinge klaar betaal kan word, kan die hemelse nooit afbetaal word. En daarom die tema van môre, die skuld raak van liefde word nooit klaar betaal. Die skuld aan liefde word nooit klaar betaal. Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê, want hy wat ander liefhet, het die wet vervul. Liefde, geliefdes, is die hemelse. Dit kom na ons toe deur die woord van God en deur die Seun van God. Matteus 4 vers 17, van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. God se koninkryk gee aan ons liefde en God eis as burgers van sy koninkryk liefde.
God hou nooit op om vir jou lief te wees nie. Jy kan nooit daarom die liefde terug afbetaal. Jy kan dit nie finaal afhandel nie. Jy kan nie op 'n stadium sê, nou skuld ek vir God niks nie. Maar ons moet oppas om onsself te regverdig met 'n soort werkheiligheid, deur te roem op die liefde in ons harte, asof ons liefde ons regverdigheid voor God kan verdien. Ons kan nie die liefde van God wat hy aan ons gee, vir ons toereken nie. Want dit is 'n geskenk deur die geloof en niks minder nie. Ons gee inderdaad wat ons verskuldig is, maar net terug. Soos Augustinus gesê het, gee aan my enige iets, eis dan net wat u wil. Ons werke van liefde is nie ons geregtigheid nie. Ons is dit verskuldig aan God. Lukas 17 vers 10. So ook julle, wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, sê dan, ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Verder stel vers 8, dat ons mekaar moet lief hê, en wanneer ons mekaar lief het ons so die wet van God vervul. Die waarheid van hierdie gedeelte is juis, dat ons nie die wet van God kan vervul deur ons verdienste, deur die liefde. Dis die waarheid. Jy kan nie die wet van God kom volmaak vervul vanuit jou pogings van liefde op hierdie aarde nie. Anders was werkheiligheid moontlik om die straf wat die wet eis op te betaal. Die liefde van God kan nie geskei word van sy wet nie. Die liefde van God is onskeibaar van die geregtigheid van God wat die wet eis. Daarom in een sinnetjie verwys hierdie gedeelte na die geregtigheid en die liefde wat mekaar bystaan. God se liefde is God se geregtigheid. En daarom hoef ons nie 'n illusie te hê in hierdie humanistiese wêreld van selfopgemaakte idees van wat God se liefde is nie. God se liefde is God se geregtigheid. Daarom skei ons nie die liefde van die wet nie, maar is die liefde die vervulling in die wet. Die wet gee vir ons die raamwerk van hoe ons die liefde moet toepas, maar sonder die liefde kan ons nie die wet uitvoer nie. Daarom, die wet, kan ons sê, is daarom die reël vir die liefde, maar die inhoud is die liefde self. Geliefdes, maar dit gaan verder, want ons het hier te doen met 'n wet. Die wet van God eis die geregtigheid. En daarom moet ons ook vir mekaar dit laat weet. Geregtigheid sonder die liefde is nie meer liefde nie. En liefde sonder geregtigheid is ook nie geregtigheid nie. Die twee is dieselfde. God se geregtigheid word vir ons gedemonstreer deur sy liefde. En God se liefde kan nie verstaan word sonder God se geregtigheid nie. Daarom, geliefdes, is die wet van geregtigheid onlosmaaklik verbonde aan die liefde van God. Dis sinonieme. En hier kom die gedeelte na ons harte toe. Ons oordeel nie onregverdig nie. Dit is waarheen hierdie gedeelte op pad is. Dis juis in ons onregverdige oordeele oor ander mense waarin ons die liefdeloosheid in ons eie harte vertoon. Die geregtigheid in die wet van God is onskeibaar van die liefde. En wanneer ons liefde nie wys in ons regverdige oordeele oor ander nie, is ons geopenbaar as liefdeloos. Liefde strewe altyd na regverdigheid. Daarom die nakoming van die wet.
Maar ons liefde is wankelrig. Want ons regverdigheid is wankelrig. As ware geregtigheid die vervulling van die wet is, dan is ons liefde besaai met 'n swakheid om waarlik hierdie regverdigheid te bereik. En daarom is ons regverdigheid slegs afhanklik van die geloof in die Here Jesus Christus. Hy is ons geregtigheid. En deur hom poog ons met alles wat in ons is om hierdie regverdigheid te leef. Hy wat deur sy liefde aan ons die wet namens ons vervul het. Ons wetsvervulling is nie ons verdienste nie, maar ons dankbaarheid vir dit wat hy vir ons is. Geregtigheid tot geregtigheid. Hy het ons regverdigheid, waarvan die wet ons aankla, op hom laat kom. En omdat hy vir die geregtigheid van die wet vir ons verwerf het, is ons nou vir ewig skuldig aan Christus, om die liefde van geregtigheid uit te leef teenoor ons medebroer en suster. Daarom is ons liefde eintlik maar net sy liefde, deur ons elke dag sy regverdige optrede teenoor ons naaste. Let op vers 8. Hy is in die verlede tyd geskryf. Hy wat 'n ander lief het die wet vervul. Met ander woorde, omdat Christus die wet reeds namens ons vervul het, word ons gereken asof ons die wet vervul het. Al het ons dit nie self bewerk nie, maar hy. En daarom alleen bly die eis om so liefde uit te leef as 'n regverdigheid teenoor ander. En as gevolg van Christus is ons liefde die skuld wat ons nie kan afbetaal nie. Ons verdien nie geregtigheid nie. En ook die een aan wie ons geregtigheid bewys, verdien dit ook nie. Maar almal van ons is in Christus deur die uitverkiesende genade die liefde gegee om die regverdige oordeel te oordeel. Hierdie liefde kan nie gesien word aan hoe jy vir God liefhet nie. Jy kan in vele woorde vir almal sê hoe lief jy vir God het, maar die bewys van hierdie liefde sal jy net kan demonstreer deur hoe jy lief is vir jou naaste. Mense kan beweer dat hulle God liefhet, tog in die onregverdigheid teenoor hulle naaste juis hulle liefdeloosheid openbaar. Daarom, om waarlik liefde vir God te toon, sal ons liefde vir God slegs kan wys in hoe ons regverdig is met God se skepsel. Daarom gaan vers 9 nie oor die eerste tafel van die wet nie. Paulus begin nie by die eerste tafel van liefde tot God in hierdie gedeelte nie. Hy gaan nou oor tot die liefde tot die naaste, die tweede tafel. Die praktiese uitleef van liefde vir God moet wys in jou optrede. In 1 Johannes 4 vers 20, as iemand sê, ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leienaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? Waarom wil ons kwaad praat van ander? Waarom onregverdig skade aanrig aan iemand anders se reputasie, wanneer ons self nie eers wil hê ons eie reputasie moet geskaad word nie? Waarom 'n ander se goed begeer waarvoor hy hard gewerk het en dan op onregverdige wyse probeer om dit te bekom? As ons self nie daarvan hou dat ons goed verkwansel word in die wind nie? Waarom ons verlustig in 'n ander een se hartseer van 'n egskeiding, 'n egbreek? As ons self nie hierdie hartseer van die egbreek wil oorkom
vir onsself nie. Of steel, of valse getuienis lewer teenoor ander nie. Dis alles dinge van die duisternis in die donkerte van die hart van die mens, wat die onregverdigheid uitwys van die vlees. Daarom doen aan ander soos jy aan jouself gedoen wil hê. Dis die regverdigheid. Dis die basiese beginsel van regverdigheid. Daar is wysheid daarin om jou eers in die ander een se skoene te probeer voorstel voor jy dalk 'n onregverdige oordeel oor 'n ander een in die omstandighede oordeel. Johannes 7 vers 24: Moenie oordeel volgens wat julle sien nie, maar oordeel 'n regverdige oordeel. Oordeel 'n liefdevolle regverdigheid, want Matteus 7 vers 2 sê dit so: Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word, en met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Almal vra regverdigheid, ook die wet van God, ook in besonder die inhoud van die wet, die liefde, is onskeidbaar van die regverdigheid in die lewe elke dag. In vers 10 word die maatstaf van ons skuld aan liefde vir ons so gestel: Die liefde doen die naaste geen kwaad nie, daarom is die liefde die vervulling van die wet. As my naaste my geen skade aangerig het nie, waarom sal ek hom of haar skade aanrig? Miskien valse getuienis, miskien reputasieskade, miskien finansiële uitbuiting. Daar's 'n groot onderskeid van die liefde hier te bespeer. As iemand my nie skade aangerig het nie, waarom hom skade aanrig? Maar ons wat bevry is van hierdie ongeregtigheid deur die geregtigheid van ons Here Jesus Christus, het juis die ingesteldheid in ons hart om hierdie regverdigheid te wil nastreef. Soos vers 12 sê, laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. Want hierdie wêreldse duisternis word geopenbaar in die onreg en die onregverdigheid. En dit word verbloem met 'n soort soetsappige liefde om die onreg te regverdig teenoor mense, teenoor volkere miskien, teenoor verkeerde optrede. Moet alles in 'n soort kunsmatige liefde verdra word, maar waar is die regverdigheid daarin? Maar laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. U let op, daar staan werke van die lig. Verskoning, daar staan nie werke van die lig nie, daar staan wapens van die lig. Daar staan nie werke van die lig nie. Daar staan wapens van die lig. Al is ons kinders van God, deur die wedergeboorte vir ons in ons harte ingeskenk, is ons nog steeds in stryd teen die ou vleeslike mens in ons harte. Die ou vleeslike mens wat die onreg altyd sal wil regverdig, op watter wyse ook al. Die sonde wat ons maklik in die onreg dryf en die liefde vergrys. Hierteen moet jy in jou eie hart die regte wapens aanwend. Dis vir jou hart die wapentuig. Jy's liefde verskuldig vir ewig. Jy is daarom, terwyl jy in hierdie aarde, op hierdie aarde leef, gekonfronteer met die sonde op hierdie aarde in 'n stryd teen die sonde in jou hart. Want dis juis waarvandaan af hierdie gedeelte kom in Romeine 7 vers 14 en 18 vers 22. Want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde. Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Ek vind dus hierdie wet. As ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens.
Kan jy die stryd teen jou eie sondaar so stry, die liefde identifiseer in die regverdigheid van optrede, en die geregtigheid? Daarom gaan hierdie gedeelte verder en sê, wees uiters waaksaam. Wees baie waaksaam om rein te lewe voor die Here. Dis 'n stryd, elke dag, waarin ons ook wanneer ons by die nagmaaltafel kom staan, hierin gevoed en versterk wil word. In hierdie geloof, om ook hierdie stryd te kan voer na buite, om met hierdie tasbare tekens ook ons geregtigheid voor God aan herinner te mag word, sodat ons dit ook leef daar na buite toe, as die ware regverdige liefde, dade van regverdigheid. Ons moet daarom waaksaam wees, om hierdie liefde te leef, as die skuld wat ons aan God verskuldig is, eerste, nie mense nie. Die sonde verstrik die liefde so maklik. Saligheid is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het. Die nag het verder gevorder. Dit is amper dag, vers 11 en 12. Die motivering, hoekom jy maar kan aanhou om regverdig te lewe na buite en die liefde van God so te demonstreer, is juist daarin, dat hier kom 'n einde aan hierdie wêreld, of deur die wederkoms van God, of deur jou eie dood. En dan gaan staan jy voor 'n regverdige God. En daardie God oordeel. En daarom, wanneer ons op hierdie aarde lewe, laat ons in hierdie reinheid onsself altyd onderlê, om te volhard, om na te streef en te vorder in die geregtigheid en in die liefde van God. Want wanneer Christus terugkeer, word die saligheid wat jy vandag alreeds weet jy het, in Christus Jesus, vir ewig. Ons stryd vir liefde moet rekening hou met die terugkeer van God. Daarom is jou motivering om liefde en regverdigheid uit te leef nie te vind in jou naaste nie, maar by God teenoor jou naaste. Jou naaste gaan jou geensins die motivering bied om die liefde en die regverdigheid uit te leef nie, net God sal. Want jou saligheid is in hom. Al nader na ons eie aardse sterwe, al nader na ons ewige saligheid. Tyd vir uitstel is nie moontlik nie. Tyd om tydelik te stop is nie moontlik nie. Daarom moet ons die tydsomstandighede ken, en is ons gebonde ook hierin. Ons is altyd die liefde verskuldig aan mekaar, om ons liefde aan Christus te toon. Bly daarom waaksaam, want jou tyd stap elke dag aan. Los maar die twis en die nydigheid, sê vers 13. Beklee julle eerder met die heiligheid van God. Dit koester eerder haat wanneer ons die twis en die nydigheid en die afguns aanmoedig. Laat ons liewerster daai sondes afgooi soos 'n vuil kleed en ons beklee met Christus Jesus, sê vers 14. Dit beteken, jy en ek moet seker maak, is ons besig met die regverdigheid van God, of met 'n kunsmatige liefde van hierdie wêreld om onreg te regverdig die hele tyd. Laat ons eerder beklee in die waarheid van Christus. Daarom, geliefdes, wanneer ons ook by hierdie nagmaaltafel kom aansit, is dit ons harte se ondersoek. Dis ons harte se belydenis, dis ons harte se bekering, dis ons harte se soeke na versterking, want uiteindelik sien ons hoe woes en boos hierdie wêreld is, om die hele tyd die regverdigheid en die liefde af te breek, wat ons ook moet uitleef. Mag die tafel ook vir ons hierin versterk vanmôre. Kom ons bid saam. Onse God en Hemelse Vader, Here, hoe sal ons ooit kan bykom by U heiligheid, by U regverdigheid, by U saligheid, by U wet? As dit nie is dat U vir ons deur die seun al hierdie dinge kom bewerk het, as dit nie is dat U deur die Heilige Gees vir ons
dit ingee in ons harte in. As dit nie is, Here, vir U genade van die groot geskenk van geloof. Here, maar ons leef in 'n baie onregverdige wêreld. 'n Wêreld wat maak of hulle lief is, maar die onreg aanhoudend bedryf. 'n Wêreld wat lief. Daarom kom staan ons voor U, Here, as die kerk, as bruid, as begenadigdes, dat hierdie liefde van God wat met uitleef na buite. Hierin het ons inderdaad versterking nodig van ons geloof. Hierin het ons nodig om gereeld U woord op te soek, die sakramente te gebruik, om vir ons te herinner aan die regverdigheid deur die soendood, die saligheid vir ons verwerf, die geregtigheid van God om U seun te straf in ons plekke, sodat ons straf afgereken kon wees. Gee vir ons die liefde, Here, van hierdie regverdigheid om dit ook so uit te leef. Gee Hemelse Vader dat ons getuie sal bly, te midde van 'n krom en 'n skewe geslag in hierdie wêreld, wat maklik na die onreg gryp, en maklik die onreg regverdig. Lei ons in ons harte, hier ook hierdie versterking van die geloof, dat ons weerstand sal bied, Here, om nie ook deel te neem aan sulke liefdelose dinge, om nie onsself te regverdig in liefdelose, maar om altyd ons oë te hou op U, die ewigheid wat vir ons wink, die vir ons kyk, die vir ons wag, die ewige saligheid, dat ons U nie oneer sal aandoen, deur U liefdevol te leef op hierdie aarde. Versterk U ons daarin deur die Heilige Gees. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Liefdes, kom ons gaan afsluit dan Psalm 141, vers 1, 2 en 3. Psalm 141, vers 1, 2 en 3. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan ook so in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.